Welkom terug by die groot ontbyt. Kyk, as jy 'n gamer is, nê, speletjies speel, nou nie toutrek en sulke goed nie, speletjies, dan sal jy nogal graag na hierdie onderhoud wou kyk. Ons gesels met Ronel Crichton. Sy praat bietjie met ons oor die nuwe Nintendo Switch 2. Hier is 'n klomp boks op die tafel. Julle sê die ding sien daar staan die ding homself. Ons praat bietjie oor die speletjie, ons praat bietjie oor speletjies ontwikkeling in Suid-Afrika. Ronel is natuurlik van Core Group South Africa. Ons praat oor die ontwikkeling van videospeletjies en wat dit ook doen sosiaal vir ons as mense. Goeiemôre Ronel. Goeiemôre. Dankie dat julle my hier het vandag. Dis lekker om hier te hê. Nou praat oor die sosiale dinge. Mense sê man, se videospeletjies doen niks vir jou sosiaal nie. Dit onttrek jou uit die samelewing. Maar daar is in videospeletjies oor die algemeen in die wêreld is daar 'n meer ontwikkeling na 'n meer sosiale ervaring, nie waar nie? Nee, dis definitief so. Dis ons sien al oor die afgelope paar jare daar 'n verskywing is waar die platform van videogames raak 'n plek waar mense bymekaar kom en saam kuier en net pret hê. Jy weet, dis deels 'n generasie ding. Ons jong spelers is al van kleins af groot geword met mense online speel, maar hoe tegnologie bevorder beter internet, beter infrastruktuur, hoe die gaming consoles bevorder, online chat, crossplay tussen platforms. Dit regtig encourage daai, jy weet, saam wees sosiale aspek van gaming. So mense soek vir daai koneksie en videogames gee dit op 'n baie lekker interaktiewe manier. Dis so jy sê, dis 'n generasie tipe van ding, nê? Nee, Die ouer generasie sal dit nie verstaan nie, maar as jy met speletjies groot geword het, dan is die sosiale aspek daarvan nou vir jou as 'n jonger speler, nuwe generasie speler, baie belangriker. Ja, nee, natuurlik. Dis jy kan sien deesdae dis jou videogame clips en jou selfie wat jy van jou karakter in die game gevat het, kom nou saam met vakansiefoto's op in jou social media feed. So die game self word ook nou so ontwerp dat funksies wat jy sien op Instagram of TikTok is in die game self. So dis regtig 'n druk daartoe om 'n meer sosiale ding te maak vir mense om te geniet en saam te geniet, want saam met dit kom die gemeenskap. Dis nie net jy op jou eie nie, jy ontmoet mense wat dieselfde dink as jy, dieselfde goed hou as jy. So jy kan gesels in jouself wees en regtig net van hê terwyl jy game speel en jy weet net die beste maak van die tyd wat jy het. Jy praat van die sosiale aspek ook en hoe die gaming consoles ook nou al ontwerp word om daarbey aan te pas. Hoe populêr is gaming in Suid-Afrika? Is dit regtig so populêr soos wat mense dink dit is? Dit is en dit groei. Dis een van die min industrieë wat groei en vermaak-industrieë wat groei. Ons het Nintendo, maar jy het ook PlayStation, daar's Xbox, daar's PC games, die rekenaarspeletjies wat ons geken het. En dan jy nog ook mobile gaming, so Candy Crush en allerlei matchy-teeltjies bymekaar op jou foon. Dis ook gamers en mense, ek dink vergeet daarvan dat daai vinnige speletjie wat jy op jou foon speel terwyl jy wag in die bank ergens is ook gaming. So dis eintlik deel van baie mense se lewens al klaar. En ook iets wat mense 'n beroep van kan maak deesdae, wat amper soos half vreemd is vir 'n ouer generasie om te dink dat gaming 'n beroep kan wees nou. Ja, nee, dit is. Jy kry streamers, ek weet daar's baie streamers, ek weet nie baie van hulle ken nie. Ek dink een van die bekendes is Ninja wat Fortnite verskriklik groot gemaak en hy het net Fortnite gespeel. En ons het local mense ook, soos Grant Hines. Daar's baie mense wat gaming locally ook, jy weet, hulle loopbaan gemaak het. Hulle review die games, hulle review die consoles, hulle speel met al die nuwe tegnologie. Hulle basically speel games vir 'n lewe. So ek dink dis die droom vir baie van die jong spelers in vandag se tyd. Dis baie belangrik vir spelers ook om verbind te bly, nie net aan die internet nie, obviously, maar ook aan mekaar, nê? Ja, nee, definitief. Soos ek gepraat het, daai gevoel van gemeenskap en daai gevoel van saam wees is regtig baie belangrik en 'n groot deel van hoe mense deesdae games ervaar. Jy weet in 'n tydperk waar jy weet tegnologie kan jou eintlik bietjie meer alleen laat voel as enigiets anders, al is jy connected aan die internet. Is dit 'n plek en is 'n veilige plek en 'n kreatiewe plek waar jy kan gaan online speel en net jouself wees. En spesiaal vir die jonger kinders, hulle gaan en kuier in hierdie games soos Roblox, hulle het events en gaan kyk na konserte in hierdie games. En hulle bou hulle identiteit en hulle skep content ook terwyl hulle in dit is en hulle deel dit met hulle
community. Dink jy ons beweeg na 'n tyd toe waar gaming so half alledaags gaan word in gesprekke om 'n braaivleisvuur gaan ons begin praat oor, maar het jy al hierdie of daardie of wat ook al gespeel? Sê ek dink ons is al lankal daar. Ja, soos gesê, jy sien almal se game clips op hulle sosiale media feeds, hulle die selfies van hulle karakter. En in hierdie games ook bou jy jou eie social media profiel, jou avatar, jou karakter. Okay. So dis half 'n tweede social media platform vir baie mense. Hulle is altyd daar, altyd aktief. Jy update jou status in die game ook. So dis regtig al klaar. Ons is al baie lank al daar en die mense begin daaroor praat en dit raak al hoe meer mainstream en hoe meer die consoles en die platforms dit bevorder, hoe meer gaan ons dit sien op en opkom oral. Nou, Nintendo Switch 2 is nou besig juist om dit te bevorder. Dit is 'n groot aspek van die nuwe een. Maar kom ons kyk gou na 'n kort video oor die nuwe Nintendo Switch 2 wat pas bekend gestel is. Get ready to hit the road in a brand new Mario Kart. Challenge your friends in epic 24-driver racing. Now, everywhere is your race course. Race across the world, all together, anytime, anywhere. Mario Kart World, only on Nintendo Switch 2. Available now. Sien, daar's 'n paar interessante goed hier. Kyk, Nintendo het altyd hierdie tipe van resies hier Mario speletjies gehad en dis meer maar hoe bou dit nou voort die Nintendo Switch 2 op daai tradisie, op daai ou gebruik, nie ou gebruik nie, maar die bestaande gebruik alreeds van Mario Kart byvoorbeeld of seker goed. So die Nintendo Switch 2, Nintendo het gebly by wat die Switch so spesiaal gemaak het. Daai 3 modes of play waar jy kan speel by die huis of jy kan speel op jou tabletop saam met jou vriende by iemand anders se plek of waar ook al jy mekaar vind of online op jou eie in handheld mode. So hulle het gebly daarby wat mense so gefassineer het van hierdie konsol want daai 3 modes of play het regtig gerevolusioneer hoe mense kan speel. Dit pas in jou leefstyl in en jy kan gaan waar jy wil en speel soos jy wil. So met die Switch 2 het ons gebly by dit en dit het verbeter in so baie maniere. Daar's nou 'n spesifieke game chat button. So jy kan met 'n druk van 'n knoppie jou skerm share met jou vriende en almal kan sien wat julle speel en julle kan mekaar sien wat mekaar speel. En as jy die kamera, daar's nou 'n nuwe Nintendo Switch 2 kamera wat jy kan inplug by die konsol, kan jy almal se reaksies live sien, se gesigte sien hoe jy hulle nou van die baan af gery het en sien hoe hulle reageer. Al sit hulle nie in dieselfde kamer as jy nie. So dit gaan regtig daaroor om dis nie net die amazing games wat jy kan speel en met Mario kan ry en die karakters wat jy ken en voor lief is nie. Dis regtig 'n elevated experience van die konsol. Die een ding wat jy ook gereeld oor praat is oor hoe familie saam speel en dit is Nintendo's bekend daarvoor dat dit gesinsvriendelik is. Hoe bou julle voort op hierdie gees van gesinsvriendelike speletjies? So hulle wou gemaak het dat hierdie konsol ewen nog makliker is vir mense om te speel. So as dit nou jou eerste game is of jy al honderde van hierdie games gespeel het, jy kan hom regtig dis pick up and play. Dis so maklik. Jy weet enige iemand kan hom optel en begin speel en net jy weet fun hê saam met mekaar. Maar boonop dit het Nintendo 'n gratis parental controls app wat beskikbaar is op Android en Apple om ouers te help en met hierdie app kan ouers speeltyd beperk. Jy weet wat baie help tydens eksamentyd. Jy kan stel hoe lank die kinders mag speel, wat hulle mag speel, saam met wie hulle mag speel en ewen hoe baie geld hulle op die e-shop mag spandeer sodat jy nie 'n surprise aan die einde van die maand op jou kredietkaart kry nie. Maar ook enige online functions, so met wie hulle mag praat, wat hulle mag deel, wat hulle mag sien. En met daai game chat function wat ek nou oor gepraat het, as die speler onder 16 is, moet 'n ouer bestuur en al approval gee met wie hulle mag praat en wie met hulle mag praat. So die Nintendo het regtig al die tools vir die ouers gegee om seker te maak dat hulle 'n veilige online speelplek vir hulle kinders kan gee en die ouers se gemoedsrus kan hê met terwyl die kinders speel. Dit is meeste ouers bekommernis met hierdie speletjies. Hulle weet nie altyd waarmee hulle kinders besig is nie. Dis lekker om te weet Nintendo Switch 2 wel vir jou daai beheer gee. Maar kom ons praat 'n bietjie oor die titels. Daar is die gewilde titels, Mario Kart is nog altyd fantasties, maar hoe het Nintendo nou voor die Switch 2 voortgebou op daai titels? Dit waar daarop volg. So
in April hierdie jaar toe Nintendo die Nintendo Switch 2 offisieel aangekondig het vir ons almal gewys het waaroor gaan hierdie konsol, wat bring dit vir mense, het hulle meer as 50 games geannounce vir hierdie platform. En dis in die eerste jaar, dis nie eers 'n volle jaar nie. So die een waaroor baie mense baie opgewonde is Mario Kart. Dit is 'n splinter nuwe Mario Kart game wat mense kan speel en hulle die hele game se mechanics bietjie verander. Jy kan nou racesies ry van een baan na 'n ander baan toe, jy hou nooit op racesies ry nie. Al het jy gewen of whatever, dis 'n racesies tot en met die volgende begin. So dis die hele wêreld is nou aan mekaar verbind. So jy kan ry, jy kan free roam, jy kan gaan doen net wat jy wil en jy kan nog steeds reis. En wat 'n groot ding is wat hulle gedoen het, is vir die eerste keer in die reeks kan die meeste spelers, wat 24 spelers is, op dieselfde tyd in 'n survival mode game kan speel. So die game hierdie mode se naam is Knockout Tour en jy moet net seker maak jy's nie die stadigste 4 nie, want elke resiesbaan word die stadige 4 uitgeskop totdat jy by die vinnigste resies wenner opkom by die einde van die game. Dis soos om deur 'n leeu gejaag te word. Net die stadigste nie. Exactly, ja, presies. Brunel, baie dankie dat jy ons kom gesels het oor die nuwe Nintendo Switch 2. Dit lyk na 'n fantastiese konsol en is lekker om te hoor daar soveel gaming options is en soveel nuwe goed ontwikkel word en dat dit so sosiaal is, maar tog steeds as dit 'n kind is wat dit gebruik, ouers kan hê wat mense die ouers meer toegang tot die beheer daarvan. So is lekker om dit te hoor. Maar baie dankie julle. Dit was lekker om hier te wees. Dis 'n groot plesier om jou te gehad het. Dis Brunel Crichton. Sy is direk van die Core Group South Africa. Ons gesels oor die nuwe Nintendo Switch 2. Jong, dis dalk 'n opsie om 'n kind bietjie dop te hou ook. Dis dalk beter.